God se guns en se seën vir iemand gee nie. God se guns is van 'n hoër mag. Kom nie van ons af nie. Nou daardie guns maak dat ons geseën word met aardse goed. Verstaan julle? Met ander woorde, dit gaan oorvloedig gaan ons dit kan ontvang. Daai seën van God gaan maak dat ons dit oorvloedig kan ontvang, want dit kom van 'n hoër mag, dit kom nie van 'n mens nie. Nou God se guns, waar kom God se guns vandaan? Dit kom uit die hemelhof uit, waaruit hierdie ryk seën vir ons gegee word. Uit die hemel se hof. Daar's 'n hof, 'n hemelhof, wat God sê, ek sal my guns vir julle gee, ek sal my seën vir julle gee, dis my mag waarmee ek dit gee, 'n hoër mag waarmee ons mense niks te doen het nie. Absoluut niks. Broers en susters, wat beteken dit wanneer hierdie stroom van die Heilige Gees in my binneste is? Jy het 'n waterstroom wat 'n lewende stroom is in jou binneste. Dis die Heilige Gees. En jy gee daaraan lewe deur jou gebed, deur die woord van God wat ons leer en verstaan. Hierdie waterstroom van lewe, die Heilige Gees, gee ons lewe wanneer ons wanhoopig is. Hy gee vir ons lewe vir die toekoms en hoop op die toekoms. En hy kom en hy gee lewe vir die sondaars daarin dat hulle sal bekeer. Dis die Heilige Gees wat kom en wat aan ons hierdie lewe gee. Ek wil vir julle graag 'n paar voorbeelde uitwys. Wie is die Heilige Gees en wat doen hy as persoon binne in jou? In Johannes 14 vers 26 kom hy en dan leer hy jou. Die Heilige Gees leer ons wat om te sê, wat om te doen, hoe om op te tree. Die Heilige Gees kan hoor en praat. Wanneer hoor ons hom? Die profete het die stem van die Heilige Gees gehoor. Hulle het hom gehoor en dan het hulle gepraat wat die Heilige Gees met hulle gepraat het. Johannes 16 vers 13. Die Heilige Gees getuig van Christus. En dit het ons al gehoor, dat die Heilige Gees getuig van Christus en dan kom hy oortuig ons. Hy oortuig ons, die Heilige Gees oortuig ons. Die Heilige Gees kom en hy moedig jou aan. Hy moedig jou aan om aan te hou en aan te hou en aan te hou. Net nou het Suster Annerie gestaan, sy kon nie die tweede glas drink nie. Ek het gesien sy het halfpad swaar gekry. Maar sy het aangehou. En dis presies wat die Heilige Gees doen. Hy kom en hy moedig ons aan. Die Heilige Gees kom en hy gee jou raad.